Daar's 'n vers in 1 Johannes 1 vers 4. In Johannes 1 vers 4 is alright. Hy sê: Julle is uit God my kinders. In Johannes 1 vers 4. Julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. 1 Johannes, Askies 4 vers 4. Wel, jou blydskap is veronderstel om volkome te wees. Luister wat sê, you are of God little children and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Ek sien twee wêrelde. Ek sien twee wêrelde. Hy sê groter is hy wat in jou is as hy wat in die wêreld is. In hom is ons aan dieselfde gees verbonde. Nee? Hy wat aan Christus verbind is een gees met hom. Hierso is ek, my lewe is verborge saam met Christus in God. So hier is 'n ek. Hier is 'n ek. Hierso sê dieselfde gees van God wat Christus uit die dood uit opgewek het, woon in my. Ek praat nie van daai wêreld en daai wêreld nie. Ek praat van 'n wêreld. Dieselfde gees van God wat Christus uit die dood uit opgewek het, is die gees wat in my woon. Korintiërs sê, die gees van God ondersoek die diep dinge van God. En dan gaan hy en hy sê ek het dieselfde gedagte. Want ons is van dieselfde gees oordring, sê we have the mind of Christ, wat die Engelsman sê. Ons het God se gedagte. Nou sê hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Nou wil ek die vraag vra. Hy wat in die wêreld is dit hy wat in hierdie wêreld is? Ekskuus, ek neek my hele preek op. Is dit hy wat in hierdie wêreld is, waar die owerhede is? En die magte, en die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu? Is hy dit? Ja, dit is hy. Maar, daar's ook 'n hy in hierdie wêreld. Ek het die voorreg, as gevolg van die prys op die kruis, om saam met hom te sit en in sy hemelse plekke te deel, en sy gees met hom te deel, en sy eenheid met hom te deel. Dit is die vervulling wat die Here Jesus gesê het, Vader, net only one. Een, ek met die Vader met die Seun, die Seun met die Heilige Gees, en ons almal is net een. Nou ek het die voorreg
Ek het die voorreg en julle het die voorreg omdat ons in hemelse plekke te sit om hierso in die teenwoordigheid van God gemeenskap te hê. En ek besluit hoe ek uit hierdie dimensie uitstap na hierdie wêreld toe. En wanneer ek uit hierdie dimensie uitstap, kan ek besluit of hy ek is en of hy die duiwel is. Hoor vanmôre wat ek sê. Of ek kan uit hierdie dimensie uitstap en hierdie ek word. Ek sien dis een wat dit snap. So ek het dan die voorreg, volgens Efesiërs 3, wat aan die owerhede en die magte, die menigvuldige wysheid, het jy dit al gelees? Van God bekend te maak aan wie? Met ander woorde, ek en jy stap uit die teenwoordigheid van God uit, en ek besluit, is hierdie ek daai persoon, of is hierdie ek daai persoon? En ek kan besluit, hy gaan nie hy wees nie. Hy gaan ek wees. En ek gaan vir hom sê wat God gesê het. Kopieer dit. Met ander woorde, hy wat in my is, kan ook hy wees wat in die wêreld is. Dit hang af hoe vernuwe ek in die gees van my gemoed is. En ek is die enigste lewende skakel, sigbare lewende skakel tussen dit en dit. Hierso kan ek uit die teenwoordigheid van God uitbeweeg. En ek kan hier optree namens hom. En ek kan vanuit hierdie wêreld namens hom optree hiernatoe. Dit hang af hoe ek die wapenrusting van God in my lewe sien. En as ek uit hierdie teenwoordigheid van God uitbeweeg na hierdie wêreld toe, kan ek optree namens God, of ek kan soos 'n hooligan optree. Ek kan die teenwoordigheid van God in hierdie wêreld inbring, wat die sigbare wêreld is. En hier kan ek optree soos iemand wat lewe asof hy God nie ken nie. En vanuit hierdie wêreld kan hy optree asof hy die duiwel is. En ek kan mense in hierdie wêreld hanteer asof God nie 'n werklikheid in my lewe is nie. En ek kan die heiligheid van God kom mors in hierdie wêreld. Of ek kan as die gesant van God die heiligheid van God hier inbring. Ek kan as die gesant van God die heiligheid van God in hierdie wêreld inbring. Wat het die Here Jesus in hierdie wêreld gesê? As jy my gesien het, is dit nie wat hy gesê het nie? As jy my gesien het, het jy my Vader gesien. Wat het hierdie wêreld gesien? Wat het hierdie wêreld gesien? Ons moet
herken dat hy die seun van God is wat in die wêreld ingekom het. En daarom kon hulle vir hom sê, het jy gekom om ons voor die tyd te pynig, voordat jy kruis toe gaan. En weet jy, ek en jy is na die kruis mos opgewek, ons weet dit mos. En ons sit nou hierso waar hy gesit het, volgens wat Johannes sê. Weet opgevaar, behalwe hy wat neergedaan het, naamlik die seun van die mens, wat in die hemel is, terwyl hy in Jerusalem staan. Het jy dit al gelees? Met ander woorde, net soos wat hy die voorreg gehad het, om God hier in te bring, sê hy, ek het baie seuns na die heerlikheid gebring, sodat die heerlikheid van God deur sy kinders geopenbaar kan word in die wêreld waar hulle is. Maar weet jy, die belangrikste van dit is, waar ons as kinders van God, ek dink die ding so bietjie mis. Ons dink, hulle is in beheer. Ons dink, dat hierdie bose magte is in beheer, en hulle bepaal en hulle sê wat moet gebeur. En net die teendeel is die waarheid. Dit hang af hoe jy vernuwe is in die gees van jou gemoed, en hoe jy die werklikheid van hom belewe, en dit oordra na jou wêreld toe. En dan kan ek sê, groter is hy wat in my is, as hy wat in hierdie wêreld is, want ek het verander van hy na hy toe. En dan kan hy sê, wat sê 1 Johannes 4:17 Tannie Katrien? Soos is ek in hierdie wêreld. Dan verander dit, soos hy is ek. Sien jy dit daar? In hierdie wêreld. En dan kan ek aan owerhede en magte vertel wat in die teenwoordigheid van God gebeur en aangaan. En dan kan ek, soos wat Efesiërs sê, die swaard van die Gees gebruik, op grond van wat ek hier gehoor het, die swaard van die Gees gebruik, wat die woord van God is, hier, wat ek hier gekry het, kan uitlewe of uitverklaar soontoe, sodat die lewende woord van God, wat ek lewendig in die teenwoordigheid van God ontvang het, in my eenheid met hom, kan vanuit my kom, soos 'n fontein van lewende water, en kan daardie woord, daai lewende woord van God, in hierdie wêreld vrug dra, maar dit kan ook in hierdie wêreld vrug dra. En dan kan hy sê, dan kan ek vanmôre sê, groter is hy, wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Want hierdie wêreld, het sy God op die kruis verloor. Toe hy gesê het vir die Here Jesus, aan my is gegee, as jy my aanbid, gee ek jou al die magte. En hy sê nee, aan my is gegee alle mag, in die hemel op aarde, na sy kruisigdom. En is die weg na God toe vir ons oopgemaak, sodat ek en jy in die heilige teenwoordigheid van God gemeenskap kan hê. Eintlik moet die skrif sê, my kinders, omdat julle uit God uit is, het ek jou gemaak wie jy in God is in hierdie wêreld. Of verdraai ek die woord te erg? My kinders, julle is uit God en het hulle oorwin, omdat hy wat in jou is, groter is
as hy wat in hierdie wêreld is, want soos wat ek is, as ek is in hierdie wêreld. Is dit 'n bietjie te ver gesorg? As hy gesê het, ek het baie kinders na die heerlikheid van die Vader gebring. Waar is jy en ek veronderstel om vanuit te lewe? Ek het baie kinders na die heerlikheid van my Vader gebring. En ek en jy is veronderstel om vanuit hierdie heerlikheid van God te lewe. En dit moet in my en jou lewe 'n werklikheid word. En daarom kan jy sien baie kinders van God, hy spandeer baie tyd met God. Maar daar's nog steeds twee groepe. Hy kom vanuit die teenwoordigheid van God, of hy dink hy was in die teenwoordigheid van God. En dan kom hy met sy mens wees terug in hierdie wêreld. Omdat hy nie weet wie hy gemaak is in hierdie persoon nie. En dan kry die ander persoon wat God verteenwoordig in hierdie wêreld. Die een kan Sondagmôre, Sondagaand en Woensdagaand in die kerk sit. En as hy hier kom, dan sê jy, die God wat hy ken, wil ek nie ken nie. Jy gehoor wat ek sê? Die God wat hy ken, wil ek nie ken nie. Maar hierdie persoon wat weet wat God hom gemaak het, wat weet wie hy in God is, wat weet wat sy lewe in God is, wat weet dat hy verborge in God is, hy is verseël in God deur die Heilige Gees, hy kan uit die teenwoordigheid van God uitkom, en hy kan vir God die wêreld verander. Hierdie een persoon, kan jy maar na sy leefwyse gaan kyk, of na sy godsdiens gaan kyk, hy gaan vir jou die hele tyd terugbring, na nuwe maane, en hy gaan jou bring na Sabbatte toe, en hy gaan jou bring na feeste toe, en hy gaan vir jou na die tempel toe bring, baie dankie, tempel, sê, en rituele, Here, ek sien dit so baie. En weet jy wat sê dit vir my, Willem? Hy het nooit werklik by God uitgekom nie. Hy het nooit werklik die waarheid gehoor nie. Hy wil nog steeds God probeer beïndruk deur hierdie verordeninge van God na te kom. En hy wil nog steeds saam met God die hoogtes van die berg van tempelaanbidding bereik. Ja, jy is 100% reg. En hulle weet nie, waar is God nie? Maar hierdie persoon wat uit die teenwoordigheid van God uitkom, hy weet dat hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Hy weet dat die prys wat betaal is om my in te vat in die teenwoordigheid van my Vader uit. Hy weet, hierdie persoon weet, dat ek het die vermoë om God in die wêreld in te bring. Hy weet, ek het nie nodig om mense onder 'n godsdiens van veroordeling in te sit nie. Ek het nie nodig om my soos 'n ongeredde hooligan in die wêreld mense te hanteer. Al kom hy jou te na. Jy gehoor wat ek sê? Hierdie persoon wat uit die teenwoordigheid van God uitkom, het die vermoë
om vir God 'n bres te kap. Hierdie persoon het die vermoë om in die gaping te staan en te sê, Here, hulle wat by God nie uitgekom het nie, wat by die werklikheid uitgekom het nie, kan ek in die gaping staan, Here, om deur wysheid, deur kennis, deur insig en deur openbaring om te probeer kry om hierso te kom waar Christus vir hom die prys betaal het. Ek wil nie vinger wys nie, kom ek wys so. Die meeste kinders van God kom en dan wil hulle hierdie vat en hulle godsdiens om dit bou. En God probeer beïndruk en dan vir my en vir jou te probeer ooreed om na dit toe te kom. Willem, ek het dit 'n paar keer gesê en ek wil dit weer sê. God het gesê hy het aan dit geen behaag nie. En ek wil dit vir jou uitwys uit die woord van die Here uit. Ek wil vanmôre beginne in die boek van Eksodus. Jy weet, Moses kom, my kind sê, ek smeer my hele gesig vol kruit. Moses sê, ek het my na julle toe gestuur. Het my na julle toe gestuur. Moses doen in die naam van ek die grootste wonderwerke wat nog ooit was, selfs van so 'n aard dat die woord van God sê dat nooit weer in Israel 'n profeet soos Moses opgestaan nie. Nooit weer nie. Die groot wonderwerke wat doen hy? En hy doen dit in die naam van ek Hy kom voor die Rooi See en hy maak in die naam van ek die Rooi See oop. Maak hom oop. Maar wie is hierdie ek Israel ken hom nie. Hy is vir Israel 'n onbekende God. Maar Moses tree in die almag en in die krag van God op. In die naam van ek doen hy al hierdie wonderwerke. Maar die volk ken hom nie. En Moses neem 'n besluit in sy vergadering met God. Hy gaan die volk aan God bekendstel. Hy gaan die volk aan God bekendstel. Hierdie volk moet sien wie is hierdie God op die berg. Hierdie volk moet sien hoekom is hierdie God so almagtig dat die berg kan rook. Dat die berg kan skud. Dat as God praat, klink dit soos bassyne wat blaas. Hierdie volk moet weet, want elke skoot as hulle by die ingang van hulle tent staan en hulle sien hoe Moses die berg opgaan, dan sien hulle die goeie beweeg, hulle sien daar stemme, hulle hoor God praat. Maar wie is hy? En Moses en God neem 'n besluit in Eksodus hoofstuk 33. Halleluja. Eksodus hoofstuk 33. En daar vers 11 sê, halleluja. Jy sien, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. And the Lord spoke unto Moses face to face as a man speaketh unto his friend. Maar die volk het hom nie geken nie. Die volk het hom nie geken nie. Maar weet jy, daar breek 'n tyd aan. Halleluja, daar breek 'n tyd aan in Eksodus hoofstuk 19. Luister net so 'n bietjie daar. Eksodus hoofstuk 19, daarvan vers 15 af. Ons sien dat Moses ontmoet met God, maar die volk het hom nie geken nie.
En daar in Exodus, hoofstuk 19 vers 15 sê, en hy het aan die volk gesê, hou julle klaar teen die 3de dag, moenie naby die vrou kom nie. He said unto the people, be ready against the 3rd day. En op die 3de dag, toe dit môre word, was daar donderslae, blitse en 'n swaar wolk op die berg en die geluid van 'n bassein, van 'n sterk bassein, sodat die volk wat in die laar was gebeef het. And it came to pass on the 3rd day in the morning that there were thunders and lightnings and a thick cloud upon the mountain, and the voice of the trumpet exceeding loud, so that all the people that was in the camp trembled. Hy sê in vers 17, toe het Moses die volk uit die laar gelei om God te ontmoet. And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God. And they stood at night, and they stood at the nether part of the mountain. Met ander woorde, hulle kom nie by die berg nie, hulle staan so bietjie voor die berg. En die hele berg Sinaï het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het, en sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. And the Mount Sinai was altogether on a smoke, because the Lord descended upon it in fire. And the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly. Hallelujah. En Moses sê vir die volk, kom ek stel julle voor aan wie is ek is. Kom ek stel julle voor aan wie ek is. Nou ja, en Moses kom van die berg af, en hy kom van die berg af, met die woord, wat God hom gegee het op die berg, en hy sê vir die volk, dit is wat God vir julle wil sê. Dit is wat God vir julle sê, dit is wat hy aan my oorgedra het, en dit is wat ek vir hulle sê. Kyk, wat is die volk se reaksie op hierdie ek is, wat hulle nooit geken het, en wat hom nou eintlik begin openbaar, in Exodus hoofstuk 20, en daar in vers 19. Exodus hoofstuk 20, vers 19. En hulle sê vir hom, spreek U met ons. En dat ons kan luister, laat God nie met ons spreek nie. Willem, wat 'n geweldige stelling. And they said unto Moses, speak thou with us, and we will hear, but let not God speak with us, lest we die. Moses kom, en hy het 'n woord van God af ontvang, en hy gee hierdie woord oor aan die volk, en die volk sê, Moses, ons wil nooit weer ek is ontmoet nie. Ons wil nooit weer ek is ontmoet nie. Ons wil nooit weer hoor hoe ek is praat nie. Praat jy met hom? Dan kom jy na ons toe, en ons sal hoor wat jy sê, moet net nie ek is openbaar nie. Moses, hou God van ons af weg. Dis wat hulle in beginsel sê. Hou God van ons af weg. Ons wil nie hoor hoe hy praat nie. Ons wil liewer geen persoonlike ontmoeting met God hê nie. Ons sal liewerste bly Moses. En nou sê God vir hulle, nou sal julle vir my 'n tabernakel bou. Julle wil nie ek moet met julle praat nie, nou sal julle vir my 'n tabernakel bou. Nou sal julle die ek is se hand nooit weer sien op die manier wat julle dit in Egipte gesien het nie.
julle sal nou moet feeste en tempels en rituele moet onderhou, want julle het ek is verbied om met julle te praat. Julle wil hom nie ken nie. Julle wil hom ken nie. En Moses klim weer op die berg. Moses klim weer na God toe. En Moses gaan kry die instruksie van hoe om die tabernakel te bou. Want die lewende God kan nie by hulle teenwoordig wees nie, en God woon nie in tempels wat met hande gemaak is nie. So God kan nie meer in hulle midde wees nie. Hy het vir Israel 'n belofte gemaak, julle sal 'n koninklike geslag wees, 'n heilige priesterdom. Hulle kan nie heilig word nie, want die heilige God is nie deel van hulle lewe nie. Hulle het die heiligheid van God verruil vir rituele tempels en aanbidding vir dit waarin God nooit 'n behaag gehad het. Eksodus 31. Hulle sê mos ek preek nie die Ou Testament nie. Eksodus 31 vers 18. En Moses kom van die berg af. Die volk het die heiligheid van God verwerp en hulle het 'n goue kalf gaan bou. En nou kom Moses van die berg af, want God het hom teruggeroep berg toe. Want God praat met hom van aangesig tot aangesig. En nou kom hy van die berg af terug. Hy kom by dit. Halleluja. En nou kom hy van die berg af in vers 18 en hy sê, en hy het aan Moses toe hy geëindig het, om met hom te spreek op die berg Sinai, die 2 kliptafels van die getuienis gegee, tafels van klip beskrywe met die vinger van God. In ander woorde, and he gave unto Moses when he had made the end of communing with him upon Mount Zion, 2 tables of testimony, tables of stone, written with the finger of God. Hulle vat die lewende ek is en hulle verruil dit vir dooie klippe, vir dooie woorde op klippe, want God moet net nie met my praat nie. Maar Moses, wat jy van God afbring op klippe, dit sal met my praat. Ek wil net nie 'n verhouding met God hê nie. Waarin sit die mensdom vandag vasgevang? Waarin sit mense vandag vasgevang? Sonder hierdie lewende God. Hulle sit vasgevang met harte van klippe, waar hulle nie in die teenwoordigheid van God kan inkom nie. Want hulle aanbid iets wat God as 'n plaasvervanger vir sy teenwoordigheid gegee het. Dis 'n skok, né? 'n plaasvervanger vir God. En mense sit vandag nog steeds met plaasvervangers. Ag, dankie tog, hier kan ek maar tradisie ook inskryf. Tannie Katrien, gelukkig gee hulle nie punte verspelling nie. En hulle verruil dit vir dit. En hulle sê, ek sal eerder dit aanvaar. En hulle maak die lewende woord, wat Moses by God lewendig ontvang het, vanuit sy teenwoordigheid, sê hulle, kom ons maak dit liewerste dood. En dan gee jy vir ons woorde wat op klippe gegraveer is, dooie letters wat op klippe gegraveer is. En Moses raak so kwaad toe hy die goue kalf sien, dat hy dit stikkend gooi.
Hy sê, my God, ek kom nou net hier uit, en ek moet hulle iets doods gaan gee, en hier's hulle besig om te dans met rituele voor 'n afgod. Maar ken jy die hart van Moses? God sê, Moses, kom ek verdelg hulle. Kom ek verdelg hulle van die aarde af. En Moses sê, Here, ek is die mondstuk. Luister wat ek sê, Here, ek is die mondstuk. Ek bid vir hulle. U het gesê, ek sal hulle genadig wees as ek hulle uit Egipte uitvat. Jy kan hulle nie verdelg nie. En God verander die prentjie en hy sê vir Moses, Moses, jy het daardie volk uit Egipte uitgebring en jy sorg nou dat jy daai volk lei. Met rituele en dooie godsdienst sorg jy nou dat jy daai volk in die woestyn lei. Want ek wil hulle uitdelg en Moses, ek sou van jou 'n nasie gemaak het. Ek sou van jou 'n nasie gemaak het wat 'n lewende verhouding met my gehad het. Maar nou vat jy die verantwoordelikheid vir daai volk. Kan jy sien hoekom hy net 120 jaar moes lewe? Sê, Here, hierdie ding is vir my bietjie erg. Halleluja. Hierdie ding is vir my 'n bietjie erg. Want weet jy, hulle maak hulle eie God. Hulle dans en hulle sing en hulle doen hulle rituele vir hulle eie God. Want Moses is dan mos nou nie daar nie. Die man wat ons uit Egipte uitgebring het, is nie daar nie. Maar die man wat hulle uit Egipte uitgebring het, moet gaan versoening doen by God, omdat hulle God verwerp het. En nou kom hy met 'n gebod wat afgeskei is van God. Hoor jy vanmôre wat ek sê? 'n Gebod wat teenoor God staan. 'n Dooie teenoor 'n lewende. En hulle verkies die dood. Hulle maak hulle eie God. Maar weet jy, God is genadig. Hy kan nie anders nie, hy moet genadig wees, dit is sy natuur. En weet jy, hy gee hulle weer 'n kans. Hy sê vir Moses, Moses, jy moet verstaan, hierdie Egiptenare is 'n stywe nek volk, 'n hardnekkige volk. En hy gee hulle weer 'n kans. Matteus 3. Nou gaan ek Nuwe Testament. Matteus 3. Halleluja. Matteus hoofstuk 3. Vers 16 en vers 17. Weet jy, ek gaan Matteus 3 nie en Matteus 5 kry nie. Hy sê, en nadat Jesus gedoop was, kry net so 'n bietjie vanmôre die parallelle met mekaar. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die gees van God soos 'n duif op hom neerdal en daar kom neerdal op hom en daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. And Jesus when he was baptized went up straightway out of the water and lo the heavens were opened unto him and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo a voice from heaven, saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Het God met Moses gepraat? Het die volk dit gehoor? Het die volk gehoor toe God van Jesus praat? Want hy sê, baie het gekom na die doop van Johannes toe, om deur hom gedoop te word. En baie het gehoor hoe dat hy sê, dis my geliefde seun, in wie ek welbehae het. Op die berg staan die apostels,
En die stem kom en sê, dis my geliefde seun, luister na hom. Hy gee hulle 'n tweede kans. Jesus verskyn op die toneel. Johannes 3. Hulle het gehoor God praat. Hulle het gehoor God praat. Die Fariseërs, die Sadduseërs, skrifgeleerdes het daar gestaan en hulle het gehoor God praat met Jesus. Op 'n plek sê die Here Jesus, hierdie stem het nie gekom om my ontwil nie, dit het gekom om julle ontwil, sodat julle kan verstaan waaroor dit gaan. Wat het ek gesê? Johannes 3. Halleluja. Het ek nie so gesê nie. Ek gaan nou by dit kom, 16. Johannes 3 vers 16. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad. Is dit wat ek daar geskryf het? 3 vers, ek gaan nou by 34 kom. 16 en 17 het ek nie vir jou gegee nie. Hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Vers 34. Want hy, wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God gee hom die Gees nie met mate nie. Hulle het gehoor, hulle het gesien, en nou sê Johannes vir hulle, luister, hy wat God gestuur het, God gee hom die Gees nie met mate nie. For he whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure. Kan jy die vergelyking sien tussen hom en Moses? Het Moses van God af lewende woorde gebring? Het God met Moses gepraat? Nou praat God met die volk vir 'n tweede keer. Praat met hulle vir 'n tweede keer. In Johannes 9, vers 5. Ek bring jy so 'n bietjie op 'n pad. Johannes 9 vers 5 sê, Halleluja. Solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. Het jy dit gehoor? As long as I am in the world, I am the light of the world. Het jy dit gehoor? Johannes 12. Vers 36. Halleluja. Hy sê, solank as julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Dit het hy gespreek en hy het weggegaan en hom vir hulle verberg. While you have the light, believe in the light, that ye may be the children of light. Hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, en hy sê, solank as julle die lig by julle het, bly in die lig, sodat julle kinders van die lig kan word. Right, Johannes, kom ons gaan daar na Johannes 10 toe, Johannes 10, so 'n bietjie terug, Johannes 10 vers 30. Halleluja. Ek en die Vader is een. I and my Father are one. Ek en my Vader is een. Ek en my Vader is een. Johannes 12. Halleluja. Willem, ek vat jou net so 'n bietjie op 'n reis. Johannes 12. Vers 28. Hy sê, Vader,
Verheerlik die naam. Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom, ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag gewees het. Ander het gesê 'n engel het met hom gespreek. Jesus antwoord en sê, hierdie stem het nie om in my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified and will glorify it again. En hy sê hierdie stem het gekom sodat julle verseker kan wees. God het my gestuur met lewende woorde na julle toe. Amen. Met lewende woorde na julle toe. Johannes 19. Halleluja. Johannes 19. Vers 7. Wat het hy vir hulle gesê? Ek en die Vader is een. Johannes 19 vers 7 sê, die Jode antwoord hom, ons het 'n wet, en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het. The Jews answered him, we have a law. We have a law, and by our law he ought to die, because he made himself the Son of God. Willem, God sê vir hy styfnek Jode, 2 keer, eintlik 3 keer, as jy dit mooi lees. Dis my seun hierdie. Luister na hom. Dis my seun, luister na hom. Nee, Here. Nee, Here. Ek soek nie, ek is nie. Nee, Here, ek wil geen lewende woord hê nie. Nee, ek wil nie bekend gestel word aan die ek is nie. Maak hom dood. Maak hom dood. Want volgens ons wet, kan jy nie 'n kind van God wees nie. Volgens ons wet is daar vir jou geen toegang tot die heiligheid van God nie. Die enigste tyd wanneer jy dit ooit sal kry, is wanneer jy jou lewe op hierdie aarde neerlê. Vers 45, is ek reg? Ja, halleluja. Nee, nou is nie so vers 45 nie, man, ek weet nie hoekom ek dit daar geskryf het. Vers 15, halleluja. Maar hulle skreeu, neem hom weg, kruisig hom. Pilate sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord, ons het geen koning behalwe die keiser nie. But they cried out, away with him. Away with him, crucified him. Pilate said to them, shall I crucify your king? The chief priests answer, we have no king but Caesar. Ek wil nie God ken nie. Dis al wat ek wil ken. I don't want to know him. I don't want anything to do with him. He made himself God. And our law said he must die. But the law that spoke to him was a dead word. There was no God in it.
amper gebruik ek 'n kras woord. Ons wil liewerste oorkruip soontoe. Ons soek nie God wat met ons praat nie. Ek stel nie belang in dit nie. Ek soek nie 'n God wat met my praat nie. Ek stel nie in dit belang nie. Ek wil geen verhouding met hom hê nie. Kruisig hom. Maak hom dood. Vat hom uit die pad uit. Ek wil niks met hom te doen hê nie. Matteus 27. Halleluja. Hulle het vergeet. Hierdie keer het hulle nie met Moses te doen nie. Matteus 27, vers 49 sê, toe hulle uitgeroep het, kruisig hom. Kruisig hom. Halleluja. Daarop het Jesus weer met 'n groot for the rest said, let be. Let us see whether Elijah will come to save him. Kom, laat ons kyk of Elia gaan kom om hom te verlos. Daarop het Jesus met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. En kyk, die voorhangsel van die tempel, halleluja, het in twee geskeur. Die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo tot onder. En die aarde het gebewe en die rotse het geskeur. Prys God. Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. Wat het op die berg gebeur toe God praat? Toe klink die bassein. Laat die berg bewe. And behold, the veil of the temple was rent in twain, from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent. En die rotse skeur oop, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. And the graves were opened, and many bodies of the saints which sleep rose. En weet jy wat sê die ou wat hom doodgemaak het? Die ou wat God nie geken het nie. Die ou wat die spies in sy gesteek het en gesê, hierdie was waarlik die seun van God. Die berg bewe. Die rotse skeur. Ek kan hoor hoe sê hulle, rotse val op ons. Berge verberg ons voor die aangesig van God. Want ons het so pas God doodgemaak. Probeer doodmaak. Maar hy bring almal terug, of hy maak almal oop. Die ontslape heiliges wat in dooie godsdiens vasgevang word, maak hy die grafte oop. En hulle kon sien, ons het met God ontmoeting gehad. Maar dis nie erg nie. Weg met hom, dis nog nie die ergste nie. Luister wat sê Johannes 1, vers 11 en vers 12. Willem, nog 5 minute. Johannes hoofstuk 1. Nee man, maak dit 10 minute. Johannes 1, vers 11 en vers 12. Halleluja. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. He came unto his own and his own received him not. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word, aan hulle wat in sy naam glo. But as many as received him, to them gave he the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Matteus 28. Halleluja. Willem? Dis my geliefde seun en wie ek welbehaag het.
Het jy gehoor? Dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word. Matteus 28 vers 18 sê hierdie ding. En Jesus het nader gekom en hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan heen. On my, and Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go forth. Go forth. Go forth. Halleluja. Johannes 20. Net so bietjie dit 'n bietjie. Johannes 20. Vers 21. En Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. And Jesus said to them again, peace be unto you, as my Father hath sent me, even so sent I you. Halleluja. Wie is ek is? Wie is ek is? Waar sal ek hom sien? Paulus van Handelinge hoofstuk 22. Halleluja. Handelinge hoofstuk 22 vers 14 en vers 15. Handelinge hoofstuk 22 vers 14 en vers 15. En hy het gesê, die God van ons vaders het jou voorbeskik. Dis nou toe die man van God kom, Ananias, en vir hom die hande oplê nadat Paulus tot bekering gekom het. Hy sê, die God van ons vaders het jou voorbeskik om sy wil te ken en die regverdige te sien en die stem uit sy mond te hoor, want jy sal vir hom by al die mense 'n getuie wees van wat jy gesien en gehoor het. And he said, the God of our fathers have chosen thee, that thou should knowest his will, and see that just one, and shouldest hear the voice of his mouth. For thou shalt be his witness unto all men of what thou hast seen and heard. Wat het hy vir ons sy disippels sê? Gaan julle nou, soos die Vader my gestuur het, so moet julle nou gaan. Vers 18 sê, net om vir jou die konteks te gee, hy sê, en ek was in 'n verrukking van sinne en ek het hom gesien, ek was in 'n verrukking van sinne en ek het hom gesien, en hy het vir my gesê, maak gou en gaan hastig uit Jerusalem, want hulle sal jou getuienis aangaande my nie aanneem nie. Prys God. Hy sê, and he sê unto me, make haste and get thee quickly out of Jerusalem, for they will not receive thy testimony. Hulle het my nie geglo nie, Paulus. Hierdie tempelaanbidders het my nie geglo nie, hulle gaan jou ook nie glo nie. Maak spore uit hulle teenwoordigheid uit. Kom weg van hulle af. Vers 21 sê, en hy het vir my gesê, gaan heen, want ek sal jou ver wegstuur na die gewone heidene. And he said unto me, depart, I will send thee hence unto the Gentiles. In ander woorde, hy sê, hulle gaan jou nie glo nie, Paulus, maar ek stuur jou na die heidene, wat niks van dit veronderstel is om te weet nie, hulle sal jou glo. Efesiërs 3, ek haas my om klaar te maak. Ek het gesê, Willem, 10 minute. Efesiërs hoofstuk 3, vers 9.
en vir almal aan die lig te bring, wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van eeue af verborge was in God, wat alles geskape het deur Jesus Christus. Met ander woorde, Paulus sê, Paulus sê, ek gaan vir jou inlig, en ek gaan jou laat sien, hoe dit is, om gemeenskap te hê met die ek is. Ek gaan hom nie vir jou wegsteek nie, ek gaan hom vir jou wys. Paulus sê, julle is mede-erfgename, en hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld is. Daarom kan jy vanmôre met vrymoedigheid gaan en sê, seun van God, lewendig in God, God lewendig in my, die woord van God vervul volgens sy gebed, Vader, laat hulle een wees, soos ek en u in my en ons in hulle. Weet jy, mense verruil dit nog steeds vir dit. En vanmôre kan ek vir jou sê, wie is ek is? Wie is ek is? Groter wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Vader, ek gaan baie seuns na die heerlikheid toe bring, sodat hulle kan een wees, soos wat u en ek een is. Mag God jou die seëninge openbaar wat in Christus Jesus is. In hierdie week 'n lewe van oorwinning in Jesus naam. Amen en amen.